Welkom terug. Die musikante Jade River kuier vanoggend by ons en ons gesels onder andere oor haar splinter nuwe enkelsnit Wakker. Goeiemôre. Goeiemôre. Lekker om hier te wees. Dis heerlik om jou terug te hê. Dit voel of ons heeltemal te lank lank gekuier het. Dit is nogal 'n rukkie, hè? Dit is 'n rukkie, so ek is baie dankbaar dat jy terug is op ons Geelbank. Ek wil vir jou vra, jy weet, gebore in Potch, grootgeword in George, Pretoria is nou tuiste. Ja. Hoe voel dit vir jou? Hoe voel Pretoria? Ja, ek is so spesiaal. Jy maak Pretoria nou oop vir shots. Nee, dalk, ek sê baie daarvan. Okay. Dat is hoor. Die mense is amazing. Jy sien. Ek dink wat my wel partykeer vang is nie so baie berge om in te gaan klim nie, maar dis natuurlik George is mooier as Pretoria. Maar as jy eers jou mense hier gekry het, dan is dit lekker. Die ding is, die Kaapenaars lag altyd as ons sê dis net oor hierdie berg. Nog guggel hulle. Ja, wat 'n berg. Daai heuweltjie. Maar vir ons is dit berge. Seker. Jy sien, Maar jy is iemand wat van die buitelewe hou. Jy kry half inspirasie ook daai uit. Ja, baie. Ek meen, ons het groot geword met baie, ons het gaan surf en ons het in die berg gaan hike en gaan kamp en dis lekker. Dit is 'n groot deel van my lewe en dit is baie fun om dit nou nog te kan doen oor Desember as ons by die huis is. En ek mis dit nogals hierso, omdat dit nie so baie plekke is om dit te doen nie. Ek sien so 'n maand of 3 gelede dat jy 'n post sit op social media van Blyrivier Canyon. O ja. Ja, van jy op die bo op die viewpoint sit by die Ondal viewpoint. Dis 'n mooi plek daai. Baie, en dis die eerste keer wat ek in daai wêreld nou was en jessie, dis eintlik ja, daar is lywige berge. Daar is lywige gesien in die noorde, maar dis nou nie in Pretoria. Jy het in 2023 jou debuutalbum vrygestel. 'n Groot oomblik vir jou gewees. Ja. Hoe het jy sedert daai eerste vrystelling tot nou 2 jaar later gegroei as kunstenaar? So, ek dink ek het baie meer saam met mense begin werk. Ons het onder andere 'n collaborative projek, die Singkamer begin en maar weer begin skryf en ek het saam met ander mense 'n bietjie geskryf. So ek dink dis die hele tyd 'n leerproses. Ek dink jy mens sou ooit opleer nie. Met elke projek is daar iets nuuts en met elke nuwe persoon saam met wie jy werk is daar nuwe goed. Ek dink die eerste album omdat dit baie ou songs was, kan ek definitief in my songwriting sien hoe dit bietjie verander en gegroei het. Maar dis ook lekker om bietjie meer te eksperimenteer ook nou met verskillende style en ja. Ek dink dit is seker regtig een van die mooiste kwaliteite is jy praat nogals gereeld van dat jy oop is vir leer en afhangende van wie beskikbaar is en gewillig is om natuurlik hulle kennis te deel en talente te deel, is jy iemand wat regtig soos inneem en dit is regtig 'n mooi ding om te hoor. Dankie. Ek dink met die Singkamer en ewen met my album launching goeders, dit voel vir my ek is nie naby aan die beste musikant op die verhoog nie en dis lekker om by almal te kan leer en dis baie keer intimidating om te besef hoe min jy weet, maar dis lekker. Dis sleuteloomblikke in die vorming van 'n mensekuns, nee. Daar's jy kan seker terugkyk nou na ander geleenthede in die verlede en sê want daar was 'n wending of verandering en hier ook my kuns my benader, nee. Ja, mense kan altyd kyk na die album en dink, okay, ek sou hierdie anders wou doen of ek sou daai oor wil doen, ek kan hierdie nou beter doen, maar in daai oomblik was dit die beste wat jy kon doen. Ja. En dis die pad wat jy moes vat. Ja, en dis genoeg vir dit gewees. So nou kan mens van hier af weer die nuwe goed implementeer en bysit en Maar dis die lekker ding van die ontdekking van daai kreatiewe pad. Ja. Jy kan terugkyk, jy kan dink, daar en daai draai wat ek daar geloop het, maar hierdie pad gaan aanhou. Kreatiwiteit hou nooit op. Ja, en op die einde is ek spyt oor niks nie. Ek sal niks wou verander nie. Jou skryfwerk, waar kry jy jou inspirasie vandaan? Want jy is iemand wat hou van stories vertel. Oral, ek dink dit maak nie eintlik saak wat jy skryf nie. Daar's altyd 'n deel van jouself en van jou lewe wat daarin agterbly. Maar ek dink die mense rondom jou, goed wat gebeur, partykeer is dit net 'n random gedagte wat dan skryf mense 'n song daaroor en dan 'n jaar later is die hele betekenis vir jou ook anders. So dis nogals interessant om te sien hoe songs verander oor 'n tydperk, ewen goed wat jy self geskryf het oor iets spesifieks wat dan weer iets heeltemal anders is later. Ja, dis ongelooflik. Vertel ons van Wakker. So Wakker het ek eintlik al geskryf terwyl ek besig was met my eerste album. Ek het by vriende op hulle plaas gekuier en ek dink hulle was besig om die kinders in die bed te sit en ek is toe buite op die stoep en ek dink in daai oomblik was dit eintlik net al daai gedagtes en daai oordink oor goeters en doen ek die regte ding, gaan alles uitwerk. Al daai goed wat ons almal seker maar vang en ook net daai
daai nee, soos ek daai wil om wakker deur die lewe te gaan. En nie goed te mis omdat jy te besig was om te worry oor ander goed of ja, dis eintlik maar die gist of it, is net om wakker te gaan deur jou lewe en nie net vas te sit in alles wat jy nog wens gaan gebeur en daai droom. En ons doen daai so maklik. Baie maklik. Ja, ons raak so vinnig bekommerd oor alles wat ons moet doen en waarheen ons gaan en dat En ons dan raak jy gemaklik. dan raak jy gemaklik. En dan is ons net, ons leef nie eintlik meer nie. Ons gaan net so half deur elke dag Ja, go through the motions. ja. En daar's my mooi dat jy sê dat mens regtig wakker deur die lewe gaan. Jy kry daai een kans om die lewe voluit te leef. Gebruik daai kans om die lewe Ja, ja. voluit te leef. Verseker. Wat lê voor vir die res van die jaar? Baie konserte wat opkom, gaan ons nog enkelsnitte verwag? Ek is besig met 'n EP wat bietjie apart van die enkelsnit is. So ons gaan seker oor so 2 maande die eerste single van dit vrystel en dan sal daai hele storie hopelik klaar wees teen Augustus, September. En dan is ons ook weer besig met nog singkamervertonings. Hopelik ons gaan weer by die Afriforum Theater doen en dan ook dalk by Aardklop. So ons is besig met 'n paar lekker projekte en dan 'n musiekvideo ook wat saam met die EP kom. So ek's baie opgewonde. Dit is lekker om weer aan die gang te wees met dit. Hierdie singkamer idee. Vertel ons waar die idee ontstaan. So dit is 'n kuier by iemand se huis tussen 'n klomp vriende. So ons het met die eerste 2 shows het ons 'n hele sitkamer op stage gehad. Oh wow. En dan het ons obviously die groot band setup en dan het ons baie keer beweeg na die sitkamer toe waar ons net acoustically deur songs gegaan het. Die huiskonsert idee. Ja, basically. Ja. En toe het ons ook nou begin om na die eerste een gaskunstenaars te kry. So ons het met die een laas jaar Augustus het Joshua Irene gekom ons join as 'n gaskunstenaar en ons het nou 2 weke terug, 'n week terug ook een gedoen met Leon Grop. Ja. En nou September sal ons nou maar sien wie met hom join, maar dis lekker want ons het so 'n bietjie van 'n storielyn wat deurhardloop. En ook nie te veel nie. En die liedjies wat ons doen, ons vat van almal se oorspronklike musiek en ook 'n paar covers en ons herverwerk dit heeltemal. Ons het byvoorbeeld met die een wat nou verby is, 'n Brandewyn Big Band gaan. So ons het 'n paar Afrikaanse sokkietreffers gevat en dit in jazz in verwerk. Wow. So ons het baie pret daarmee. En dis lekker om saam met almal te kan werk, omdat almal hulle sterkpunte het, almal vat charge van iets anders. So dis baie minder werk op een persoon ook om dit aan die gang te hou. Wie is almal deel van hierdie singkamer? So ek, Thys Norke en Jaco Smit wat ook my musiek vervaardig. En dan Manalisi en Jason is deel van die band. So Jason Moser en Manalisi Mdaka. So dis die core groepie van die singkamer en dan kry ons dan by die gaskunstenaars ook in. Jy gaan ook net vir ons wakker sing. Ek gaan ja. Ons kan nie wag nie. Wie is saam met jou? Manalisi Mdaka is vandag saam met my op keys. So dit gaan baie lekker wees om nie alleen te speel vandag nie. Ja, ek sien uit. Oh, dis fantasties. Ons sien so baie uit. Jy baie dankie vir die kuier vanoggend. Baie Ons kan nie dankie. wag vir Augustus nie Dankie. vir die EP en baie sterkte met alles wat voor lê vir die Baie jaar. dankie, dit was lekker om hier te wees. Dit is Jay Driver. Bly ingeskakel want net hierna gaan jy wakker hoor.